Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer die sorg verklein, vergroot vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag word. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkome met u eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. Goeiedag almal, baie welkom by vanoggend se erediens vanuit die Bosveld, sonsondergang, die rustigheid van 'n vuurtjie en die goeie geselskap van familie en vriende, die gemeenskap van die gelowiges. My liewe broer en suster, as ons die Here se woord oopmaak en ons sou blaai na die psalms toe, dan is die fotum vanoggend die eerste gedeelte van Moses se gebed uit Psalm 90. En daar sê hy vir ons die volgende: Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is U God. En dan hoor ons die seëngroet van die Here. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van sy Seun Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees.
Amen. Troue Vader in die hemel, ons dankie dat ons na 'n bedrywige week, 'n besige, 'n woelige tyd in ons land, in die wêreld om ons, oomblikke in ons eie lewe ook waar ons groot teleurstelling, groot hartseer beleef het, waar ons uitreik na ons medebroers en susters, wat ewig groot teleurstelling en hartseer beleef het. Dankie dat ons hierdie oomblik in u tyd kan stil word. Dankie vir u tyd. Dankie vir die tyd wat u vir ons maak. Dankie vir die tyd wat u vir ons geskep het. Die tyd wat u ons gun om ons saak met u en ook mekaar reg te maak. Dankie vir die tyd om rondom u woord stil te word. En as ons nou na u woord luister, bring u vrede, u goddelike vrede in ons. Laat dit deur ons spoel. Heilige Gees werk hier in en deur ons, dat ons u woord sal hoor en dit ook verstaan. Vergewe asseblief al ons sonde. In die kosbare naam van Jesus Christus bid ons dit alleen. Amen. Ons woord vanoggend kom uit die Ou Testament, uit die boek Prediker. Daar word baie gesê en baie bespiegel oor wie die prediker nou werklik is. Maar in ons tyd is daar redelik konsensus dat dit nie Salomo is, soos wat ons aanvanklik gedink het nie, en dat die boek ook veel jonger is as wat ons aanvanklik gedink het. Dat dit geskryf is na die ballingskap, tussen die ballingskap en Jesus se koms na ons leefwêreld, toe die ballinge weer terug was in Israel, in Jerusalem, en hulle lewe weer bymekaar gemaak het, en toe daar by hulle ook bepaalde verwagtings was, 'n hoop wat hulle ook gekoester het. En ons lees vanoggend uit Prediker hoofstuk 1, verse 1 tot 11. Ons lees dit uit die meer bekende 1983 vertaling, maar ons gaan ook lees uit Prediker hoofstuk 3, verse 1 en 11. En dit gaan ons uit die 2020 vertaling lees. Prediker 1, verse 1 tot 11. Woorde van die prediker, seun van Dawid en koning in Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Wat kry die mens vir sy geswoeg in hierdie wêreld? Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Die son kom op, die son gaan onder, en dan haas hy hom weer na waar hy opkom. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daarheen, en dan draai hy maar weer. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die riviere hou aan om te loop na die plek toe, waarheen hulle altyd geloop het. Woorde vervaag met der tyd, en 'n mens kry nie klaar met praat nie. Die oog kyk, maar kry nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar kry nie klaar met hoor nie. Wat was, sal weer wees, wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks nuuts in hierdie wêreld nie. Kan jy van iets sê, dit is nuut? Nee, dit was lankal daar, lank voor ons tyd. En wat verby is, word vergeet. En ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. En dan blaai ons in die 2020 vertaling
Na Prediker hoofstuk 3. Dit is die gedeelte wat vir ons sê dat daar 'n tyd is vir alles onder die hemel. En ons lees verse 1 en vers 11. Vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Daar is 'n tyd vir elke saak onder die hemel. Alles het God mooi gemaak op sy tyd. Hy het ook die besef van tydstuur in hulle harte gegee, sonder dat die mens enigsins die werk van God van begin tot einde kan pyl. My liewe broer en suster, ons lees net tot daar uit die woord van die Here. En hier dieselfde woord sê vir ons, gelukkig is elkeen wat hierdie woord lees, dit glo en ook in sy of haar lewe toepas. Ek dink almal van ons het al so langs 'n bosveldvuurtjie gesit, die sonsondergang bewonder, opgekyk en die Here se hand in die son en die maan en die sterre gesien en ook sy nabyheid beleef in die naggeluid van die natuur rondom jou. 'n Warmte en 'n sekuriteit beleef wat jy min op ander plekke beleef. Maar rondom so 'n kampvuur kom die geleentheid ook om ver te dink en met die persone om jou te gesels oor dinge wat hier baie diep raak. Diep vrae word gevra en ewe diep antwoorde word ook bespreek. Vrae soos, wat is die sin van alles? Hoekom is ek hier? Daar moet tog meer wees in die lewe as net hierdie gejaag in my lewe. Elke dag werk toe en terug, rekeninge wat betaal moet word, bekommernisse, trane en 'n stikkende hart. Het hierdie dinge al deur jou gedagtes gegaan? Veral nou. En is die prediker reg as hy sê, alles kom tot niks? Of is daar dalk iets meer? En die antwoord wat ek vandag vir jou wil gee is, ja, daar is. Daar is iets meer. Die son wat jy daar sien sak, sal môre weer opkom op 'n splinter nuwe dag. Die sterre bokant jou vertel jou van 'n Skepper met skepingsmag wat jy as mens nooit sal hê nie. Die geluide wat jy hier in die donker om jou hoor, of die stilte wat daar nou om jou is, dit alles is God se geskenk van vrede aan jou. Hierdie is God se tyd vir jou. Gister is verby. Vandag se uurglas is besig om baie vinnig leeg te loop. Maar môre is 'n nuwe dag. God se nuwe begin vir jou. Want daardie son wat amper weg is, daardie son het 'n vaste wentelbaan wat nog nooit verander het nie. Daardie son sal môre weer oor jou skyn. En so begin ek verder dink, terwyl ek Prediker se openings en inleidende woorde lees. Hy sê vir my, mense kom en mense gaan, maar die aarde bestaan vir altyd. Die wêreld verander nie. Die wind wat
vandag suid waai en môre noord. Dit het nog nooit verander nie. En die see wat nie vol word van al die riviere wat van die begin van die skepping af in hom ingevloei het nie. En my oog wat nie kan ophou kyk nie. En my oor wat aanhou luister. En die herhaling wat ons sien in die mode en struktuur en die inkleer van ons leefwêreld, dis niks nuut nie. Wat in die mode was, kom vorentoe weer in die mode. En wat nou vir ons so erg en verskriklik is, hoe gou vergeet ons net nie. En fokus ons môre weer op iets heel anders. As jy mooi dink, alles kom nie tot niks nie. Herhaling is nie niks nie. Oor en oor dieselfde is nie niks nie. Dis iets. Want dink net. Routine. Iets wat bekend is. Iets wat jy ken en wat jy verstaan en wat jy weet môre weer daar gaan wees. Dit laat jou mos veilig voel. Of hoe? Liewe kinders, liewe seuns en dogters, ek wil julle vra om so 'n bietjie te dink vandag. Dis nou winter. Maar wat weet julle vir 'n feit volg op winter? Dink 'n bietjie. Ja, julle is reg. Dis lente. En na die lente, die somer. En dan herfs. En dan volgende jaar, hierdie tyd, is dit weer winter. Die son sak en hy kom op 365 keer elke jaar. En so word jy dan nou ook jaar vir jaar ouer. En elke keer as jy verjaar, verstaan jy 'n bietjie meer. En kan jy meer doen as die vorige keer toe jy verjaar het, want jy word ouer. En weet jy al gedink wie sorg daarvoor? Ja, dis die Here. En hy het dit nog altyd gedoen. Oupa of ouma sal jou daarvan kan vertel. En eendag sal jy dit dalk vir jou kleinkinders ook kan sê. Ons leef in 'n wêreld waar ons vir onsself baie dinge verander. En die veranderinge wat ons aanbring, is nie altyd goed nie. En die veranderinge hou ook nie altyd vir altyd nie. Die geboue wat ons bou, word uit. En mettertyd moet hulle gesloop word en vervang word met nuwe geboue. Die voertuie wat ons ontwerp, verander ook gedurig om by die tyd aan te pas en by die tyd in te pas. Miskien dink ek nou, ek het al die antwoorde, totdat daar iemand anders kom, wat meer weet en beter weet. Was dit alles dan verniet gewees? Beslis nie. Want wat ek vandag bou, waarmee ek nou besig is vir hierdie tyd goed, met die kennis en die vaardighede wat ek nou vir hierdie tyd het. Maar weet julle vorentoe, is dit weer iemand anders se beurt. Ons almal kry die geleentheid en dit gee vir my hoop. My tyd kom miskien nog. Of my tyd is nou.
wat dieselfde bly, is tyd. Tyd wat die Here geskep het. En tyd wat die Here ook in stand hou. Elke keer as die son sak en môre weer opkom. En vir my persoonlik gee dit groots gemoedsrus. Dit troos my, want dit sê vir my, God is in beheer. Hy gee vir my die vastigheid in my lewe wat ek vandag baie nodig het. Die roetine wat ek nodig het. Dat na vandag, na hierdie dag, wat miskien 'n baie donker dag was, daar 'n môre sal wees, wanneer die son weer oor my lewe sal skyn. En daarom begin hoofstuk 3 van Prediker met die woorde, vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Daar is 'n tyd vir elke saak in die hemel. En ja, dis iets wat ons nie altyd nou verstaan nie. Hoekom nie? Want ons wil dit baie keer anders sê, nie waar nie? Ja, ek weet, seuns en dogters, skool is nie een van die top 10 pretaktiwiteite vir julle kinders nie. Dis iets wat ons kinders heel later in hulle lewe eers uitvind. Hoe sorgvry en hoe lekker skool tog was. En hoe bly ek nou is, ma het aan my gekarring om hard te leer, en pa wat so hard gewerk het en vir my die geleentheid gegee het om te kan leer. Want ek pluk nou die vrug daarvan. Die leer was die moeite werd. Vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Want Jesaja 55 gee vir ons die Here se woord, wanneer hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en ek tree anders op as wat julle optree. En ook daarvoor is ek persoonlik God ewig dankbaar. Want as ek sien hoe die mens aangejaag het in die geskiedenis en vandag nog steeds aanjaag, dan is ek baie dankbaar. Dankbaar dat God anders is. En dat God anders optree as wat ek en jy optree. Vers 11 van hoofstuk 3 deel dan ook vir ons iets van God se almag en iets van die liefde wat God vir jou en my het. 'n Liefde wat te veel van ons sukkel om te verstaan. Want in vers 11 hoor ons dat God alles mooi gemaak het. Dat God alles pragtig gemaak het. En pragtig het hier die gedagte van gepas. God het alles gemaak sodat dit inpas. Sodat dit gepas is vir die tyd. Perfek vir nou. Dat ons sal weet, maar hierdie is my tyd. Dis vir jou gemaak. Vir nou. Maar toe het die Here verder gegaan. En hy het meer gedoen. In ons harte het hy die besef gegee van tydstuur. Tydstuur wat ook die betekenis het van ewigheid. Van dit wat ons nog nie weet nie. Sonder dat ons ooit die werk van die Here ten volle sal kan verstaan, is ons
hier binne bewus van meer. Onthou julle die kampvuurpraatjies aan die begin? Toe ons gesê het, daar moet tog meer wees aan die lewe as dit wat nou om my gebeur. En ja, daar is beslis. God het iets in ons hart geplant met die verlange na iets. Met die verlange na iets meer as hierdie lewe. Is daar iets meer as net hierdie jare wat ek op hierdie aarde leef? O ja, daar is beslis. Wat is dit? Dit is die hoop wat ons as kinders van die Here het. Nie net dat na vandag daar 'n môre is nie, maar dat na hierdie lewe daar 'n nuwe lewe is. Die prediker het nie geweet presies wat dit is nie. Die mense van sy tyd het dit ook nie geweet nie. Hulle het wel na iets beter verlang. Hulle het sopas uit ballingskap teruggekom na hulle land en hulle huise en hulle plase en hulle stede, maar hulle moes alles weer van vooraf ophou. En hierdie hoop wat die Here ook in hulle harte geplant het vir hulle in daardie tyd die krag gegee om met die opbou, die van vooraf te begin aan te gaan. Hulle het die hoop gehad dat na die droogte, die 70 jaar in ballingskap, die reën weer sal kom. Dat die oeste vir hulle weer volop sal wees. Dit was maar die beperkte begrip van die tydsduur wat hulle gehad het. En dit was 400 jaar voor die Here Jesus Christus na ons leefwêreld toe gekom het. En nou al vir 2000 jaar weet Christene vir wie Jesus die weg en die waarheid en die lewe is, wat die besef van tydsduur is, wat God in ons harte geplant het. Dis die hoop op die ewige lewe, saam met ons verlosser in die huis van ons Abba Vader. Die antwoord op die vraag, is daar iets meer? Ja. Jesus is die iets meer. Die Heilige Gees is die iets meer. My Vader in die hemel is die iets meer. Geloof in die Here is meer. Hierdie pragtige sonsondergang agter my, dit gee vir my die hoop dat dit so is. En môreoggend se sonsopkoms gee vir my die bevestiging dat dit so is. Hier waar ek by die vuurtjie sit, herinner hierdie vlamme wat dans en spring. Dit herinner my aan die werk van die Heilige Gees, ook hier binne in my. God se vuur in my, God se vuur in jou, wat die ou mens in ons brand, om plek te maak, sodat die nuwe mens en die nuwe lewe in ons kan groei, en vir jou en my nuwe oë kan gee, om God se hand te sien, elke dag om my, elke dag hier by my, en nuwe ore gee, om te hoor wanneer hy met my praat, en vir jou beloof, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie, nooit alleen sal laat nie.
en dat hy ook deur die kragtige vuur, die kragtige werk van die Heilige Gees ons hart oopmaak om te glo dat hy ons lewe is en ons toekoms is. Daar waar jy ook al nou in jou lewe is, daar waar jy miskien wag of wonder, of jou bekommer, of dalk ook treur. Kyk na jou hart en sien in jou hart waarmee die Here jou geseën het. Die begrip van tyd. God se tyd, wat die regte tyd vir jou is. Die tyd wat hy vir jou gee. Die besef, God is vandag hier by my en môre sal hy nog steeds hier by my wees. Vir altyd terwyl ek in hierdie tyd is. En wanneer hierdie tyd vir my verby is, dan beleef ek sy volmaakte tyd. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, ons Here, hoe kan ons anders as om hier met u skepping om ons, met die pragt van 'n sonsondergang, die warmte van 'n vuur en die gemeenskap van mense vir wie ons lief is om ons. Hoe kan ons u nie loof en u prys vir hierdie tyd wat u aan ons geskenk het? Dankie dat u wat van die begin van die tyd af daar was, u wat in die begin alles gemaak het, dit nog steeds tot vandag toe in stand hou. Dankie vir die son wat opkom en die son wat sak, die son wat hom weer haas, om weer op te kom en weer te sak. Dankie vir die wind wat waai en aanhou waai. Dankie vir seisoene wat kom en gaan en weer kom en weer gaan. Dankie dat dit wat was ook vorentoe weer gebeur. Dankie dat dit wat vandag gebeur ook vergeet word en vervang word met ander herinneringe. Dankie vir die besef wat u in ons hart geplant het, dat daar die ewigheid is. Dat terwyl ons hier sit, ons weet, maar daar is iets meer. Dit wat om ons gebeur, het nie die laaste sê in ons lewe nie. U is ons alfa en ons omega. U het die laaste sê. En u sê vir ons, dat ons 'n tyd het in u ewige koninkryk. Dat ons vir altyd van u nabyheid verseker kan wees. En dit bid ek, Here, vir almal in ons tyd. Ek bid, Here, vir ons skoolkinders wat wonder of die skole weer môre gaan begin. Ek bid dit, Here, vir ons mense wat 'n ontwrigtende tyd in hulle lewe beleef. Ek bid dit vir mense wat wonder wanneer hulle besighede weer sal kan oopmaak. Ek bid vir hulle wat worstel, wat sukkel in hierdie tyd. Maar ek dank U ook, Here,
vir hulle wat in hierdie tyd vreugde beleef, van kinders wat gebore word, van jong mense wat trou en 'n nuwe tydperk, 'n nuwe seisoen in hulle lewe saam begin, en die wonderlike verwagtinge en afwagting wat hulle koester. Ek bid dat U elkeen van hulle ook sal seën, en dat ons kinders in hierdie tyd sal grootmaak met die besef van die onbepaalde tyd. Dat al weet ons nie wat die toekoms vir ons inhou nie, daar is vir ons 'n toekoms, en U loop die pad saam met ons soontoe. Laat ons kinders daarvan verseker, laat hulle dit in ons eie lewe ook sien. Ek bid, Here, dat ons dit sal bly verkondig, en dat ons elke dag sal getuig van U hand in ons lewe. Amen. As julle hierdie onsekere tyd ingaan, weet, jy is nie alleen nie. Want vir jou sê God vanoggend, ek sal jou seën, ek sal jou beskerm, ek sal met jou wees waar jy ook al gaan, ek sal my vrede vir jou gee, en jou gebede sal ek verhoor. Amen. Totdat ons mekaar weer sien, groete in Christus. Ek is tot niks vanuit myself in staat nie. Al wat ek doen, bly steeds voor U onrein. Ek kan slegs pleit dat U my nooit verlaat nie, en my vergeef, al is my dade klein. U hef my op, dra my op arensvlerke. U laat my sweef, U laat my nooit beskaam. Ek wil sing van al U wonderwerke. U is my God, ek loof U heilige naam. Die gawes wat ons uit U hand ontvang het, ons lewe is maar net van korte duur. Gee ons die krag om elke dag te strewe, om ook U woord die wêreld in te stuur. U hef my op, dra my op arensvlerke. U laat my sweef, U laat my nooit beskaam. Ek wil sing van al U wonderwerke. U is my God, ek loof U heilige naam. Die liefde wat ons uit U hand ontvang het, die grootste gawe uit die Vaderhand, mag dit steeds groei tot volheid deur genade. Ons bid U seën
op hierdie liefdesband. U hef my op, dra my op arensvlerke. U laat my sweef, U laat my nooit beskaam. Ek wil sing van al die wonderwerke. U is my God, ek loof U heilige naam. Hef my op, dra my op arensvlerke. U laat my sweef, U laat my nooit beskaam. Ek wil sing van al die wonderwerke. U is my God, ek loof U heilige naam. U hef my op, dra my op arensvlerke. U laat my sweef, U laat my nooit beskaam. Ek wil sing van al die wonderwerke. U is my God, ek loof U heilige naam. Is my God, ek loof U heilige naam.